Hallo daar en welkom by les 9 in die Scratch-reeks om te leer programmeer. Vandag gaan ons grafiese effekte in Scratch gebruik om te verduidelik hoe 'n mens varswater van seewater kan kry. Daar word na die aarde verwys as die blou planeet, omdat 70% van die oppervlak van die aarde met water bedek is. Ongelukkig is net 2,5% van die aarde se water varswater. As jy soutwater probeer drink, sal jy nog dorser word, want jou liggaam kan nie soveel sout hanteer nie. Ontsouting is die proses om die opgeloste soutte in seewater te verwyder, sodat mense dit kan drink, of dit vir besproeiing kan gebruik. Hierdie tegnologie kan die oplossing wees om in die toekoms genoeg drinkwater te voorsien. Waterskaarste sal 'n groot probleem word wêreldwyd. Tans is ongeveer 1% van die wêreld se bevolking afhanklik van water wat ontsout is vir hulle daaglikse behoeftes. Maar die Verenigde Nasies verwag dat 14% van die wêreld se bevolking waterskaarste sal ondervind teen 2025. Daar is 'n paar maniere waarop jy sout uit die water kan haal. Een manier is distillasie. Distillasie behels die verhitting van water sodat dit in stoom omskakel. Die waterdampgas laat die soutte as soliede deeltjies agter. Sodra die water afkoel, skakel dit weer na 'n vloeistof om, maar nou is dit suiwer, vars water. Ongelukkig gebruik hierdie proses baie elektrisiteit, wat die proses duur maak. Nog 'n manier om water te ontsout, is omgekeerde osmose. In omgekeerde osmose word soutwater deur 'n filter met baie klein gaatjies geforseer. Hierdie gaatjies laat waterdeeltjies deur, maar nie die groter soutmolekules nie. Dit is baie goedkoper om vars water uit riviere of grondwater te gebruik, of waterherwinning toe te pas, deur byvoorbeeld reënwater op te vang. Ons moet altyd water spaarsame gebruik. Beantwoord nou die vraag oor ontsouting in jou werkboek. Vandag gaan jy verskeie grafiese effekte in Scratch gebruik. Hierdie blokke is in die pers Lux groep. Hierdie persblok uit die Lux groep verander die kleur of pas verskillende effekte op sy spruit toe met die persentasie wat jy intik. Hierdie persentasie is relatief tot die huidige waarde. Jy kan dus 'n effek geleidelik verander, deur byvoorbeeld die kleur 10 keer te verander in 'n lus wat 10 keer herhaal. Byvoorbeeld, jy kan die kleur geleidelik verander. Of die fish-eye effek toepas. Of whirl. Of pixelate. Of mosaïek. Of brightness. Of ghost. Hierdie persblok uit die Lux groep stel die spesifieke effek op sy spruit met 'n sekere persentasie relatief tot die oorspronklike waarde. 'n Groter getal het 'n groter effek op die spruit. Jy kan selfs getalle groter as 100 ook gebruik. As jy die effek op 0 stel, sal die spruit weer lyk soos dit oorspronklik gelyk het. Hierdie persblok uit die Lux groep kanselleer enige grafiese effekte soos color, fish eye en whirl op sy spruit. Hierdie kode sal eers die spruit wys sonder spesiale effekte en dan geleidelik in 4 stappe die kleur verander. Daarna word die spesiale effekte weer gekanselleer. Nou vir vandag se probleemstelling. Skep 'n animasieprogram in Scratch wat die ontsouting van seewater verduidelik. Stoor die program as ontsouting. Teken jou eie agtergrond in sprites. Kodeer effekte om die water se beweging, verdamping en kondensasie voor te stel. Stoor weer die program as jy klaar is. Hier is 'n voorbeeld van hoe jou program dalk kan lyk. Seewater word ingepomp. Die son verhit die waterdamp styg op. Kondensasie vind plaas en drup na die onderste bak en varswater word weer weggepomp. Ons gebruik weer die probleemoplosiklus om alternatiewe oplossings te oorweeg, die oplossing te beplan, dan te programmeer en te toets.
eerste stap in hierdie siklus? Skryf enige vrae neer wat jy oor die opdrag het. Jy hoef byvoorbeeld nie dieselfde ontwerp te gebruik as die voorbeeld nie, solank jy net die beweging van die water, verdamping en kondensasie met grafiese effekte uitbeeld. Jy kan selfs seewater in 'n kastrol verhit en teen 'n koue bord laat kondenseer. In stap 2 bespreek jy moontlike idees vir die oplossing met jou maats, soos hoeveel spruit jy gaan skep, watter effekte jy gaan gebruik vir die beweging van die water en vir die verdamping en die kondensasie, en hoe jy gaan sorg dat die effekte een na die ander gebeur en nie als gelyk nie. Jy kan byvoorbeeld broadcast gebruik of wait. In stap 3 beplan jy nou jou oplossing. Jy sal byvoorbeeld verskeie spruits nodig hê om die ontsoutingsproses te verduidelik. Teken nou 'n benoemde skets van hoe jou verhoog en spruits gaan lyk. Beplan dan ook jou algoritme, hoe jy die grafiese effekte gaan gebruik, wanneer hulle gaan plaasvind, en hoe die een effek na die ander gaan volg. Gebruik nou jou algoritme om die program te skryf en toets voortdurend om te kyk dat alles werk. En wanneer jy klaar is, skryf weer gedagtes neer oor wat jy vandag geleer, gevoel en ervaar het. Waarmee het jy gesukkel en waarvan het jy gehou? En hoe sal jy moontlik in die toekoms van hierdie feite kan gebruik? In die volgende les sal jy leer hoe om veranderlikes in jou program te gebruik om telling te hou by 'n rugbywedstryd. Tot dan, totsiens!